Goeienaand, broers en susters. Ons Here, dankie ook vanaand hier by ons konsert. Dankie vir die bereiding om 'n Vrydag aand hier by ons bietjie stil te word onder die geklank van musiek. Om saam die Here te woord en te prys oor die musiek wat hier gaan word oor ons luisterplan aan. Om 130 jaar oud te word, weet jy hoe voel nie, in die jaar 5 is, so is het maar op pad daarheen. Maar 130 is 'n wonderlike mirakel. Karel saam met my daarso, sê hy was hier die 100ste eeuwviering van die kerk gewees. Dit was by Aanmotto op die gemeente gewees en ons, ja, nou is het al 130, nee. Allemaal, nie opsteek, het erop geklank. Nee, eindelijk is ons op 125 gevier, want dit was COVID die hoofdnies gewees. Dus ons moet baie mense nog terugstaan. Maar ons het besluit om te daar, ons so die hele blyk gegee, so die herinnering vir die mooie jare wat hier oor die raam. So hartelijk welkom, die program van onsself volg, wacht die aankondigings wees nie, die program wat die woordgevlits hier volg. Ek wil net graag van ons en by myself het lees, gepaste wijse ook dat die geleentheid open. En as ek na die eerste woord hier lees, Psalm 150, Halleluja, dan dink ek aan ons koor wat by oom Arnold nogal baie raas gekry het, toe ons gesing het, Halleluja. Toe sê hy, is nie Halleluja nie, is Halleluja. Nee, so elke keer as ek lees, dan dink ek aan oom Arnold wat ons probeer help het om dit reg uit te spreek. Maar Psalm 150 is 'n lied wat gaan oor musiek. Loof God in sy heiligdom, loof hom in sy magtige hemelkoepel, loof hom oor sy kragtige dade, loof hom na die omvang van sy grootheid, loof hom met die geskal van ramshorings, loof hom met harp en lier, loof hom met tamboerijn en koordans, loof hom met snaarinstrument en fluit, loof hom met die klank van simbale, loof hom met die slag van simbale. Alles wat asem het, moet die Here loof. Halleluja. Ek dink dit is gepas om dan ook hierdie feesnaweek af te skop met musiek. Musiek is een van daardie dinge wat 'n mens tot in jou siel aanspreek. En om so ook met musiek onder die geklank van die instrumente, die orgelspel, ook die sang wat vir ons gelewer gaan word, ook so die Here te loof en te prys, op hierdie manier dankie te sê vir die Here se seën, sy genade en sy trou, ook oor 130 jaar vir die gemeente. Welkom aan almal, ook in besondere welkom aan ons instrumentaliste, almal wat vir ons op die instrumente gaan speel, ook ons sangitems wat gelewer gaan word. Ek gaan nie mense op hulle name noem nie, jy weet wie hulle is, julle sou nou sien as hulle kom optree hierso. Baie dankie ook vir die bereidheid om so die mooi gawes wat die Here aan u gegee het, ook so met ons vanaand te kan deel. Terwyl ons so sit, kom ons buig in die hoofde en ons bid saam. Almagtige God, troue hemelse Vader, Here, dit is aan U, aan wie ons al die eer en die lof wil bring. Ons is vanaand in U teenwoordigheid, om so ook met musiek U naam te verheerlik. Met al die musiekinstrumente wat hier is elkeen van hulle afgestem, o Here, om U lof te verkondig. En so wil ons ook in ons luister daarna aan U al die eer bring. Ons dankie Here vir 130 jaar, dat U hierdie gereformeerde gemeente ook so geseën het, in die hand van bewaring ook oor hierdie gemeente gehou het. En Here, ons sien met groot verwagting uit, na die toekoms wat vir ons voorlê, want ons weet Here, ons volg in U voetspore, gehoorsaam aan U woord, om U te loof en U te prys. Dankie Here ook vir almal wat vanaand hier kan wees. En waar ons na hierdie saam wees en hierdie konsert na ons huise toe terugkeer, bid ons Here dat U ons veilig tuis sal bring. Skenk aan ons elkeen na 'n dag se harde werk 'n welverdiende nagrus. En daardie wete dat U ook God met ons is, daar waar ons ook bevind.
Seën hierdie verrigtinge vanaand, Here, ons dra dit op aan U. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Miskien dalk voordat ek aan oorgee aan Petrus hulle, net aan Onkala, baie welkom sê by ons, Attie, Dominee Attie, Dominee Attie, en Annetjie julle, en Marita, baie welkom hier by ons, en ons glo ook, julle sal saam met ons die aand geniet hierso. Dankie broers en susters, geniet die aand. Petrus?
opera Gianni Schicchi, is van Puccini, en in hierdie aria is dit die jong meisie Loretta wat haar pa sleep om asseblief toestemming te gee dat sy met haar kerel Rina Kura, wat sy naam mag trek, en as sy dit nie wil doen nie, dan sal sy haarself nou in die rivier verdrink, Pontevecchi. Dit is 'n heel bekende aria, ek is seker almal het dit al gehoor. Oh,
Hierdie. Maar ek gaan nie probeer sing wat ek nou gespeel het nie. Dis amper die einde van ons program vir die aand. Ek wil net vir almal wat deel hoog geneem het, dankie sê. Ek wil sommer vra dat julle vorentoe kom. Werner, Drina, Wimpy, Rudolf, Carola, Anien en Runel, as julle net kan vorentoe kom, asseblief. En dan baie dankie, want toe ek begin dink aan die konsert en die mense begin skakel het om uit te vind wie kan saamspeel en wie stel belang, toe het almal goed gereageer en ek waardeer dit regtig, baie dankie. So kan sommer net so uitgee. Baie dankie. Dankie. Okay. Okay. Baie dankie daarvoor en dan sluit ons af met volkslied 159, Here ons dink aan Afrika. Ons gaan een keer net die instrumente speel en dan sing ons almal die twee verse daarvan saam. Baie dankie. Ek wil net gou iets in die rede val hier. Ons praat van 130 jaar en ons dink aan Tannie Nel wat al 97 hier is. So sy was al 'n hele lang ruk seker in hierdie gemeente. 'n Ander ding wat ek wil sê is Ronel, my sidekick, is my skoonste suster, en Carola, ons was almal 50 jaar terug in 'n jeugkoor van die eerstes in Suid-Afrika wat oorsee is. Ekskuus, ek het mevrou Doom nie vergeet. Andrie, baie dankie vir jou hoor.
Jan-Louis, sê, ekskuus, dankie. Ons het almal dankie gesê en vir almal bedank wat 'n bydrae gelewer het, maar een persoon is uitgelaat, Petrus. Nou ja, broers en susters, Attie sal weet, en Omkalla ook, as mense in 'n gemeente is, het mense 'n klomp hooi en die virk, en jy het 'n klomp dinge wat jy moet doen, en jy kan nie by alles uitkom nie. Wat wonderlik is in hierdie gemeente, kan ek getuig, is dat daar mense is wat inisiatief neem. En Petrus het inisiatief geneem, sê kom ons maak oor die feesnaweek 'n feeskonsert, ons maak die Vrydag aand en het gesê fantasties, gaan aan. Nee, want wat weet ek van musiek af, behalwe dat ek met 'n vrou getroud is wat musiek speel. Maar hy het alles gereël, af en toe vir my gesê, weet, kyk het 'n bietjie hierna, dink dit reg. Ek sê Petrus, dit klink vir my fantasties. Petrus, vir jou met die reël van alles, ook jou speel, baie baie dankie, harde waardering, hoor. Dankie vir almal se saamkuier. Mooi aand vir almal. Ry veilig huis toe. Totsiens. Die algemene vergadering het op 16 Maart 1896 te Heidelberg, Transvaal byeengekom. Die gereformeerde gemeente moes op Kreeusdorp gestig word. Die gemeente het aanvanklik wijksdienste in woonhuise en tente bygewoon. Ander geboue is ook soms gehuur. Die kerkraad het aansoek by die regering gedoen om 'n skenking van grond vir die gereformeerde kerk van Kreeusdorp te verkry. Die gevolg was dat erwe 15, 16, 17 en 136 in die distriksdorp Kreeusdorp Noord van die regering ontvang is. Dit was 'n volle blok grond, wat nie alleen vir 'n kerkgebou nodig was nie, maar ook ruimte moes gee waar die plaasmense hulle tente by die ossewaans kon opslaan. Veral met nagmaaltye sou die mense met ossewaans, perdekarre en perderuiters na die dorp kom. Die oorlogsjare was worsteljare ook vir hierdie gemeente. Lidmate het in die veldslae gesneuwel en ander het in die tronke en in kampe beland. Dominee M. Posma, 1897 tot 1905. Dominee D. Posma, 1905 tot 1906. Dominee D.P. Du Plessis, 1913 tot 1920. Dominee L.P. Foster, 1922 tot 1929. Dominee W.F. Venter, 1930 tot 1946. Dominee D.G. Venter, 1947 tot 1952. Die ou kerkgebou het ook merkbare tekens van verweer getoon en sitplekruimte het ernstige probleme veroorsaak. By die sloping van die ou gebou was daar diepe droefheid by lidmate wat teruggedink het aan 'n besondere doopplegtigheid, huweliksbevestiging of die begrafnis van 'n dierbare. Ons mooi kerk is ryk aan simboliek. Die vooraansig van die kerk tref deur die strakke lyne wat boontoe wys, weg van die aarde af.
Die bedoeling hiervan is om simbolies uiting te gee aan die strydende kerk se biddende opsien na die hemel, waar God troon en van waar haar hulp te wagte is. Die dak en die plafon spreek 'n baie duidelike simboliese taal, naamlik die oordekkende vleuels van God. Dink maar aan die woorde van Dawid: Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U het my siel geskuil, en in die skaduwee van U vleuels sal ek skuil tot die onheil verbygegaan het. Op Saterdag 24 Maart 1956 is die hoeksteen van die nuwe kerkgebou gelê deur Dominee W.J. de Klerk. Die argitek van die nuwe kerkgebou was Johan de Ridder. Die bouaannemer S. Woudstra. Die toring wat die middelpunt van die ontwerp uitmaak, is spierwit van kleur, simbolies van die vlekloosheid van die kerk in Christus. Ons pragtige kerkgebou is egter geen heilige tempel nie. Dit is slegs 'n vergaderplek. Die heiligheid en toegewydheid aan God lê in die gemeente van Christus. Waar die afgelope 70 jaar hier ter plaatse heilige gemeenskap met God beoefen het. As Sondagmôre aanbreek, kan die gelowiges nie anders nie, as om by ontwaking die dag te begroet met die jubellied. Wie sou die Heer nie prys nie, as weer met nuwe gloed rustig ons begroet. Soos dit hoort, nadat die gesin as geheel die bedehuis met die nodige voorbereiding tuis, heers daar rus en kalmte in die gemoed. Heilbegeerig tree hulle nader, om met vrymoedigheid saam met Samuel te sê: Spreek, Here, want U diensknegt, U diensmaagd, luister. In die diens het die gemeente stigting ontvang. Hulle voel dat hulle goed gedoen het. Hulle kennis van die heilige dinge is verdiep. Na die erediens, terwyl dit in die harte nog nagalm, hoe lieflik is die wonings hier de leerskare, word daar eers nog 'n slag 'n wyl gekuier. Word oor die preek gedagtes gewissel, na mekaar se welstand verneem. Nuwelinge laat tuis voel en word gesellig verkeer met die vorige twee predikante, professore W.J. de Klerk en J.L. Helberg. Dit is vandag weer Sondag. Die gemeente vier haar 70ste wiegfees. Wat sou sy gedagtes wees